Kyk hierdie week na Genesis 8 en Genesis 8 praat oor die berg Ararat. Nou die berg Ararat het julle dalk, as julle dit vinnig hoor, gaan julle dalk weet, dit is waar die boot wat die Here vir Noag die opdrag gegee het om te bou, waar hy toe nou laastens gaan vasmeer het en gaan bly het en op die berg Ararat tot ruste gekom het. En ons lees in daai gedeelte oor die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het oopgegaan, toegegaan en die stortreën in die hemel het opgehou, toe die waters geleidelik van die aarde teruggegaan en die waters het afgeneem aan die eind van 150 dae en die ark het in die 7de maand, op die 17de dag van die maand, op die berg Ararat gaan rus. Nou hoekom is die berg Ararat belangrik? Want die berg Ararat is gekoppel aan die verbond wat God met Noag maak. En as jy kyk na die verbond wat God met Noag maak en jy sit Genesis 1 en 2 langs dit, dan is daar opmerklike ooreenkomste. Ons sien byvoorbeeld in Genesis 1 en 2 hoe die Here vir Adam die opdrag gee om te bewerk en te bewoon en die aarde te bewerk en dieselfde ding sien ons op die einde van die dag vir by Noag. Ons sien daai ooreenkoms. Ons sien die eerste verbond wat ons in die Bybel nalees en die eerste keer wat ons van verbond in die Bybel lees, sien ons dan ook by Noag. Die verbond word gemaak en alle mense op aarde word daardie verbond aangemaak. En die verbond is dat God op die einde van die dag nie die aarde weer sal vloed soos wat hy gemaak het in die dae van Noag nie. Dis die eerste belofte. Maar dan die eis is, die mense moet uit die aard van die saak regverdig voor die Here leef. Alle mense kry daardie opdrag. Alle mense moet op die einde van die dag regverdig voor die Here leef. Dis wat gevra word. Dis nie noodwendig wat gebeur nie. Maar terselfdertyd word daar ook hierdie belofte gemaak en hierdie eis gestel dat ons moet heers oor die aarde as regverdige rentmeesters van die skepping van die Here. Ons moet soos Adam die tuin moes bewerk, soos Adam in die tuin moes arbei, soos Adam deel moes weer en arbeid en werk deel van sy dagtaak was, selfs voor die sondeval van Genesis 3. Ook so moet Noag en sy seuns en sy kinders en hulle kinders die aarde bewoon en bewerk. Natuurlik dan sien ons in Genesis 11 waar die mense sê ons gaan nie hierdie opdrag uitvoer nie. Ons gaan nie gaan na die ander dele van die wêreld nie. Ons gaan net op een plekkie sit en vir onsself 'n naam maak. En dan versprei die Here hulle natuurlik oor die aarde. Maar hoor net vir 'n laaste keer hierdie gedeelte. Noag het 'n ark gebou, het van die reindiere gevat en daarop geoffer. En die Here het dan vir Noag gesê, gaan uit saam met die diere, gaan bewoon en bewerk die aarde. En die laaste ding wat ek wil sê is, die pragtige verbond van Noag, van die Noagitiese verbond, is natuurlik die teken daarvan, is niks anders as die reënboog nie. Die reënboog wat ons in die lug sien, herinner ons aan die verbond wat God met Noag het, dat hy die aarde nie weer sal vloed nie. Maar dit herinner ons ook aan ons opdrag om die aarde te bewoon, te bewerk en daaroor te heers as goeie rentmeesters. Dis 'n nuwe begin wat God maak met Noag. Kom luister gerus hierdie Sondag na Noag en die berg Ararat en die rol wat die verbond met Noag speel, ook rondom hierdie berg Ararat en die vloed en wat die doel van die vloed was. Ek sien julle Sondag in die erediens.